Ons het gesang 28 gesing, die 3de vers. Hierdie lied is geskryf deur Martin Rinkart. Hy het hierdie lied geskryf in 1636. Hy was predikant gewees in Eilenberg van 1586 tot 1649. En hy was predikant gedurende die 30-jarige oorlog van Duitsland, Oostenryk en Swede. En te midde van al die honger, die gruwels, die pla, het hy mense gehelp, vlugtelinge gehelp. Gepleit vir genade, vir mense se lewens. Hy het 4500 begrafnisse gehad in die tyd. Een van hulle was sy eie vrou se. En almal het gekniel by haar graf, en die generaal wat bygestaan het in sy graf, sy vrou se begrafnis bygewoon het, was so aangedaan oor hierdie gebeurtenis van mense wat op die knie is en om genade spreek. En hoe kosbaar dat ons ook hierdie lied kan sing vandag. Jy weet, ons het 'n drie-enige God wat ons toevlug is. As die storms kom, het ons skuilplek. Ons kan in sy genade lewe. Iets daarvan lees ons in ons skrifgedeelte in Filippense 3. Die huiswerk is om vers 1 tot 16 te lees, want ons lees van vers 17 af tot hoofstuk 4 vers 1. En jy gaan hoor in die eerste 16 verse hoe Paulus praat van die pad wat hy geloop het, en hy waarsku teen mense. En hy het glad nie vleiende woorde om hulle te beskryf nie. Jy sal hoor, vers 2 praat hy van honde, slegte arbeiders, hy praat van die versnyding, ons gaan hoor wat dit beteken, die volgende vers beskryf het dan, dit is eintlik die besnyding, wat hy die versnyding praat. Verminking kan mens maar sê. Hoekom sê hy so? En dan praat hy oor wat ons maar noem sy eie CV wat hy gee. Hy sê, dit is die goed waarop ek trots was, en hy noem die lysie, kom uit hierdie stam, ek het hierdie goed gedoen. En dan sê ek beskou dit as drek om Christus te kry. En dan wys hy in hierdie verse wat ons nou gaan lees, wat dit beteken om as kind van die Here te lewe. En die woorde wat hy gebruik vandag in ons teksvers, vers 18 is, vyande van die kruis. Ons tema vandag uit vir ons prediking is, hoe om as vriende van die kruis van Jesus Christus te leef. Maar hy begin met 'n beskrywing van hoe lyk vyande van die kruis van Jesus Christus. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid, Filippense 3:17. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek julle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge, want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en my kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader in die hemel, ons loof U vir die reën, ons dankie dat U die aarde voed, ons dankie vir die mooi gewasse wat ons langs die paaie sien,
Dankie Here dat U ook dit waarmaak in ons lewens in 'n geestelike sin, dat U dit in ons harte laat reën as ons U woord hoor, dat ons geestelik kan groei en kan vrug dra, omdat U woord lewendig en kragtig is. Wil U ook hierdie woorde in ons harte skryf, dat ons volgens hierdie beginsel sal lewe. Here, dit is met groot versigtigheid dat ons Psalm 139 se laaste versie bid, dat U ons ook ons harte sal ondersoek en toets, en kyk of ons op 'n weg van smarte is, en dat U ons in U genade op 'n ewige weg sal lei. Ons dra in die besonder op ons lidmate wat beproewing het, ons bid vir hulle wat siek is, hulle wat swak is, hulle wat bejaard is, hulle wat angste beleef, hulle wat groot besluite moet neem, hulle wat moedeloos is, wat U hulp en die bystand nodig het, hulle wat worstel met sonde, hulle wat kommer in die harte het. Ons vra Here, ontferm U oor elkeen van U kinders, en wees ons genadig. Ons bid vir ons huwelike Here, ons vra dat U ons ook help om mekaar as U kinders in liefde te hanteer. Ons bid vir ons gesinne, vir ons kinders, vir ons ouers. Ons bid Here dat U ook met ons verbondsonderrig kinders sal wees, waar die verbondsonderrig vandag afsluit, in die vakansietyd U hand ook oor ons kinders hou en hulle bewaar. Here Jesus, ons vra dat U ook in die besonder, waar ons as kerk U wil aanbid en dien met al ons bedrywighede, dat U ook ons genadig sal wees. Dankie Here dat U ons seën en dat U vir ons so goed is. Ons loof en ons prys U vir die goedheid. Here Jesus, ons bid dat U ook in ons ring met ons gemeente sal wees, ons gemeentes wat nie predikante het nie, ons gemeentes wat worstel met hulle eie unieke probleme, en dat U ook daardie genade gee. Here Jesus, so dra ons ook aan U op, hulle wat U aangestel het om leiding te neem wat ons kerkverband betref, en kommissies dien, ons dankie ook vir hulle. Ons het gister in die besonder beleef hoe U ook vir Dominee Attie Boshoff gebruik om ons te onderrig, en ons vra Here dat U ook daardie bediening seën, nie net in Pretoria Oos nie, maar ook wanneer hy kampe hou vir ons kinders. Here Jesus, ons vra dat U ook daar sal wees en die werk seën. Dankie Here dat U ons nie los in ons sonde nie, dat U ons optel en dat U ons genadig is. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n paspoort is 'n ding wat 'n stempeltjie op het, 'n fotootjie op het, 'n naam op het van 'n land. Is gewoonlik 'n boekie wat sê, jy kom van hierdie land af. So as jy na 'n ander land toe oorgaan, dan kan die mense nou weet, dis waar jy vandaan kom. En dis waartoe jy op pad is terug. Veral as jy nou visa wil kry en jy Amerika toe wil gaan, dan wil ons baie mooi hoor, nee, jy kom daarom terug na jou eie land toe, jy gaan nou nie daar by hulle plak agterbly nie. Iets daarvan word ook beskryf in hierdie gedeelte in die Bybel wat ons lees, dat die Here vir ons sê, ons het 'n bepaalde identiteit as kinders van die Here. Ons het 'n bepaalde burgerskap, ons het paspoorte. Die oomblik as die Here deur sy Heilige Gees in jou hart kom woon, dan kry jy 'n paspoort wat jou toelaat tot die hemelryk. Jy is vandag reeds 'n burger van die hemelryk. Maar dan praat hy met hierdie gemeente in Filippi en hy praat met hulle baie ernstig. Want hierdie hele boek se trant is 'n boek wat eintlik getuig van blydskap. Hy sit in die tronk in Rome en hy skryf hierdie brief en hy wag vir sy doodsvonnis, maar hy skryf oor blydskap en hy moedig ons aan, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Maar een plek in hierdie boek skryf hy dat hy huil. En dit is wanneer hy skryf oor sy gemeente en hy kyk na die gemeente in Filippi en hy sê daar is mense oor wie ek baie hartseer is. En hy noem hulle, dis mense wat leef soos vyande van die kruis. Nou ons tema van ons prediking het hier gehoor vandag is hoe om te leef as vriende van die kruis. En die eerste aspek wat ons nou moet kyk is,
Waarvoor moet ons versigtig wees? Want ons wil nie vyande van die kruis wees nie. Hoe leef 'n vyand van die kruis? En wat Paulus dan sê in die eerste plek vir die gemeente is, volg my voorbeeld na. En dis nogal 'n ding om te sê, nee? Ons lees in vers 17 dat hy sê, wees my navolgers. Maar dan weet hy, dit is nie net vir hom persoonlik nie. Kyk verder in vers 17 sê hy ook, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. So nie net hy alleen nie, ook die mense wat saam met hom werk, Timoteus en die apostels is voorbeelde wat die gemeente kan navolg. En nou is die kwessie, maar is dit reg? Ons is mos eintlik, ons moet Jesus navolg, en dit is waar, natuurlik. Paulus kan dit sê, want hy is 'n disipel, 'n navolger van Jesus Christus. Maar tog, is dit in 'n sekere sin ook 'n oproep. Of jy daarvan hou of nie, daar is mense wat jou voorbeeld navolg. En die woord wat hier gebruik word, is 'n baie interessante woord, is 'n woord om na te boots. En ons het dit al baie gesien, hè? Mamma is daar by die spieël en sy sit, wat noem hulle dit, die warpaint, sy sit die lipstick en die goeders aan, en sussie sit langs en sy het ook kralietjies en sy wil ook inkleer. Gesiggie mooi maak, mamma moet ook bietjie mooiheid op haar gesiggie sit. We sien papa is daar besig, hy is te saag in 'n plank en Boetie het ook sy plastiek saagie en hy wil ook doen wat papa doen. En dis die woord wat hy gebruik, dat Paulus vir hierdie gemeente kon sê, boots my na. Kom van die woord waarvan ons uiteindelik die woord mimiek vandaan kry. Maar kyk hoe stel hy dit, as ons kyk na hoofstuk 3 vers 12, hy sê, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag het na of ek ook daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek deur Christus, Jesus, gegryp is. So Paulus sê nie, ek is volmaak, jy kan my voorbeeld volg, as jy wil weet wat volmaaktheid is nie, hy sê, ek is 'n sondaar soos julle, maar Christus het my gegryp, en daarom kan ek met vrymoedigheid sê, volg my voorbeeld. Want ek weet, ek is op sy pad. Ek is nog nie by die eindstemming nie, maar ek is op sy pad. En wat hy hier vir ons sê, ons is in daardie posisie. Jy as ouer is in daardie posisie, of jy daarvan hou of nie. Jou probleem is dit. Jou kinders doen nie altyd wat jy sê nie, hulle doen wat jy doen. En kan ek vir my kinders sê, volg my voorbeeld. En dit is veral wanneer die uitdagings daar is. Wanneer die moeilikheid daar is, wanneer die nood daar is, wanneer die hartseer daar is. Dat my kinders my voorbeeld kan volg en kan sien, maar papa en mamma is op die knieë, hulle vra hulp van die Here, dat ek my kind kan leer. Boeta, ek het dalk nie die antwoord nie, maar ek weet wie het, kom ons bid, tot die Here Jesus, want hy weet, hy red, hy help, hy is ons enigste verlosser. Dat ons as ouers 'n verantwoordelikheid het om ons kinders te leer om in afhanklikheid van die Here te leef. Dit geld vir jou as oupa en ouma. Dit geld vir jou as leiertjie in die skool. Jy's 'n voorbeeld. Daar's al kleiner kindertjies wat jou voorbeeld volg, van jou maats dalk, wat jou voorbeeld volg. En is dit 'n voorbeeld wat die Here verheerlik? En dis die vraag wat ons elkeen van ons moet vra. Want hy beskryf, dit is so maklik dat mense, selfs kerkmense in Filippi, vyande van die kruis kan wees. En ons wil nie daar wees nie. Nou ek hoor wat noem hy hulle? Hy het 3 terme wat hy noem. Die eerste ene, hy sê, hulle God is hulle buik. Nou hoe maak jy jou maag 'n afgod? Hulle het dit op verskillende maniere gedoen. Daar was Jode in die gemeente wat gesê het, jy mag nie dit eet nie, jy mag nie dat eet, jy mag nie varkvleis eet nie, jy mag nie hierdie onrein dier eet nie, en jy moet hierdie voorskrifte navolg, en hy sê, as dit vir jou so belangrik is, dat dit belangriker is as om Jesus Christus en hom alleen te dien, dan het dit 'n afgod geword. Dis nie reg nie. Hy gebruik die besnydenis as voorbeeld. Jy gaan dit nou lees vanmiddag van vers 1 af, wanneer hy sê, hy sê in vers 2, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Hy noem die besnydenis 'n versnyding. Hy sê, as dit vir jou so belangrik is, as jy vir mense probeer leer, glo in Jesus, maar jy moet ook besny word, dan is jy besig met 'n afgod.
Die aangrypende boodskap van Paulus vir hierdie gemeente waar die eerste bekeerlinge was, toe hy met die tronkbewaarder op hulle dorp praat en die wil selfmoord pleeg en hy en Silas lees ons in Handelinge 16 keer om en sê, moenie jouself skade doen nie, en dan vra hy vir hulle, menere, wat moet ek doen om gered te word? En die antwoord is dit, Handelinge 16:31, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Hulle sê nie, glo in die Here Jesus, en onthou, jy moet jou laat doop, anders gaan jy nie in die hemel kom nie, of glo in die Here Jesus, en jy moet hierdie kosse eet, of jy moet hierdie klere aandrink, of jy moet hierdie reëls, glo in die Here Jesus, en jy sal gered word. Dis dit. Die vereiste wat hy stel is om in die Here Jesus te glo met jou hele lewe, jou hele hart, jou gedagtes, jou optrede, jou gewoontes, hom te vertrou. Nou dit was die een groep in die gemeente, die Jode wat gesê het, hulle moet nog steeds hierdie reëls en regulasies nakom, en Paulus sê, dis nie waar nie. Glo in die Here Jesus. En jy is 'n kind van die Here. Vertrou hom. Aan die ander kant was daar mense, hulle is die libertyne genoem, wat gesê het, weet jy, dit maak nie regtig saak wat met jou liggaam gebeur nie, solank jou siel nie aan die Here behoort. Hulle het hierdie dualistiese leer gehad van, jou siel is die volmaakte, die goeie, die goddelike, die reine, as jou siel nie aan die Here behoort, jou liggaam is die slegte, die aardse, die tydelike, jy kan met jou liggaam maak wat jy wil, jy kan maar rondslaap, jy kan maar jouself dronk drink, jy kan maar eet soveel as wat jy wil, sonder enige beperking, en hy sê, ook vir hulle, jou buik is jou God. 'n Kind van die Here lewe nie in sonde nie. 'n Kind van die Here leef om God te verheerlik. Jou hele lewe, hy maak jou sy kind, jou hele lewe is 'n dankie, jou hele lewe het jy een groot doel, en dit is om die Here te dank met elke woord wat ek sê, en elke gedagte wat ek dink, en elke optrede van my moet getuig. Ek sê vir die Here dankie dat hy my sy kind maak. Ek verheerlik hom met my woorde, gedagtes en dade. Hier is 'n waarskuwing. Hy sê, hulle roem in skande. Hulle eer is in hulle skande. Dit waaroor hulle skaam moet wees, is hulle trots op. Ken die grappie van die man wat in die kerk ook 'n beertjie gevra het. Hy wil nou belydenis doen, confess. En na hy lang lys van sonde genoem het, die predikant hom later gestop en gesê, hoor die confession of brag jy nou? Want dit waaroor mens skaam moet wees, kan jy nie op trots wees nie. Paulus beskryf dit, hy maak sy lysie. Daar is Jode wat baie trots sou wees, soos hy om by die stam van Benjamin te wees, en by Gamaliel 'n disipel te wees, en om hierdie sertifikate en daardie prestasie, en hy die so ywerig dat hy selfs diegene wat hy gedink het teen die kerk is, het hy vervolg en in die tronk gestop, en hy sê, ek beskou dit alles as drek. Nou, ek hoef nie die woord te omskryf nie. Dit is vir hom nou vieslik. Net om Jesus te ken en hom te dien. En dan gaan hy, en hy sê in die laaste aspek, dis mense wat op 'n aardse manier dink, op 'n wêreldse manier dink. So hy trap terug, hy begin by, hoe lyk hulle optrede in hulle lewens? En dan gaan hy terug na, wat sê hulle, wat praat hulle, en dan, die eerste stap eintlik is, wat dink hulle? En dis waar die dinge skeef. Want hy sê, jy moet onthou, as jy na jou paspoort kyk, en jy onthou, jy is 'n hemelburger, is daar 'n bepaalde manier van dink, en praat, en optree by 'n kind van die Here, 'n hemelburger. Jy praat anders as ander mense, jy dink anders as ander mense, jy leef anders as ander mense, wat nie kinders van die Here is nie. Nou, hoekom is dit so? Want dit wat vir kinders van die Here belangrik is nie vir die wêreld belangrik. Wat is vir die wêreld belangrik? Nommer 1, solank daar net aan my behoeftes voldoen word, dan is dinge redelik reg. Maar ek is ook baie gou jaloers op
dit wat ander het wat ek nie het nie, of dit wat ek nou kry wat ek nie wil hê nie, hoekom het ander nie ook my moeilikheid nie? En my hele lewe word gedryf deur my emosies en my behoeftes, en die Here sê, 'n kind van die Here, sy lewe lyk nie so, en hy praat nie so, en hy dink nie so, en hy leef nie so nie. Kyk na die bergpredikasie, na die Here Jesus se saligsprekinge. Here Jesus sê goed soos, salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dan sê die wêreld, wat? Hoe kan jy nou sê iemand is gelukkig wat huil? En die Here sê, ja, vir 'n kind van die Here is dit belangrik, ons huil oor ons sonde. Ons leef nie maar net in sonde nie. Hy sê, salig is die wat arm van gees is, en die mense dink, wat? Jy moet maar selfvertroue hê, man, as jy ergens in die lewe wil kom. Kind van die Here sê, nee, nie selfvertroue nie, godsvertroue. Dis waaroor dit gaan. En so kan 'n mens aangaan met die lysie. Dinge wat vir die wêreld belangrik is nie vir 'n kind van die Here belangrik. Ons praat 'n ander taal. Mense gaan baie keer dink, maar jy's belaglik om nou te dink, dis belangrik, of dis hoe mens moet leef. Om totaal eerlik te wees. Die 9de gebod. Om rein te leef, sedelik rein te leef, 7de gebod. Om eerbied te hê vir mense wat in 'n gesagsposisie is soos jou ouers, die 5de gebod. Om 'n dag af te sonder vir God se aanbidding, die 4de gebod. Dis nie die taal van die wêreld nie. Dis nie hoe hulle dink nie. Dis nie hoe hulle praat nie. Dis nie hoe hulle leef nie. En wat hy vir die gemeente sê is, daar is mense wat vyande is van die kruis, want hulle sê dat hulle kinders van die Here is, maar dis nie hoe hulle dink nie, dis nie hoe hulle praat nie, dis nie hoe hulle leef nie. En waarvoor staan die woord kruis hier? Wanneer hier van die kruis gepraat word, dan gaan dit oor die evangelie van die Here Jesus Christus, en 2 aspekte kry die klem in die brief aan die Filippense. Die een is die aspek dat die kruis is die plek waar die Here Jesus vir ons sonde betaal. Dis aan die kruis waar die Here Jesus die volle impak van die straf op my sonde gedra het. Ongrypend dat die Here Jesus ook vir ons dit moontlik maak. Ons lees as ons volgende hoofstuk blaai, Kolossense, nie 1 nie, hoofstuk 2, Kolossense 2, dan sê hy in vers 13 en 14, kan saam met my lees. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesneenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En nou sê hy wat dit beteken. Kyk vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyhandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. So wanneer hy sê, hulle is vyande van die kruis, dan sê hy, die vergifnis wat die Here moontlik maak deur die kruis, is nie vir hulle belangrik nie. Hulle besef nie hoe belangrik dit is, dat 'n kind van die Here regmaak met die Here. Besef wat die Here vergewe. Hoe groot die hele konsep van vergifnis is. Hoe belangrik dit is om te leef as mense wat veg teen sonde in hulle lewe, wat voluit vir die Here wil leef nie. 'n tweede aspek lees ons in hoofstuk 2 van Filippense, wanneer die Here Jesus beskryf word en besing word en sy karakter vir ons geteken word in die lied van Christus in hoofstuk 2 vers 6 tot 11, en dan staan daar in vers 8, in die gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het die kruis vir ons simbool geword van 'n lewe waar jy jou kruis opneem van selfverloning, nie jou eie belang, jou eie begeertes voorop stel nie, maar dit kruisig en vir God lewe. God se eer, sy belang voorop stel. Die waarskuwing om nie as vyande van die kruis te leef nie, herinner ons. Let op hoe jy dink, let op hoe jy praat, let op hoe jy lewe, want dit is so maklik dat ons selfs binne die kerk kan optree as vyande
van Jesus se kruis en sy evangelie wat ons vergifnis moontlik maak en vir ons leer om te leef vir God. Nommer 2, kyk ons na wat dit nou beteken dat die Here ons hemelburgers maak. Ons lees in hierdie gedeelte in hoofstuk 3 dat die Here Jesus deur die apostel Paulus ons beskryf wanneer hy sê ons burgerskap, vers 20, is in die hemele. Nou wat beteken dit? As jy 'n burger is van 'n land, dan is jy trots op jou land. Jy is lojaal teenoor jou land. Jy praat die taal van jou land. Jy lewe volgens die wette van jou land. En vir ons is dit wonderlik, dat ons 'n Bybel in Afrikaans het. Vir ons 'n ruk lank met Engelse mense moes praat, is dit heerlik om net weer Afrikaans te hoor. Afrikaanse gedig te hoor, Afrikaanse lied te hoor. Hoe bevoorreg is ons? En wanneer die Here dan sê, julle is hemelburgers, dan beteken dit, ons is lojaal teenoor die hemelryk van God. Ons leef soos burgers van die hemel. Ons praat soos hemelburgers. Ons het gehoor hoe ons taal baie keer verskil van die wêreldse taal. Ons leef volgens die wette van die hemelryk, volgens God se wil. Ons leef as burgers van die hemelryk wat die Here Jesus as koning verwag, want hy kom weer. Dis wat hy sê in vers 20, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Hy kom as die een wat ons finaal verlos van dit wat tydelik is en aards is. Ons leef met 'n verwagting. Jesus gaan terugkom. Ons leef met 'n ewige perspektief. As ek nou swaar kry, dan bepaal dit nie my identiteit nie. As ek in die verlede verontreg is, mense my skade gedoen het, ek seer gekry het, dan bepaal dit nie my identiteit nie. My identiteit is in Jesus Christus my koning, en ek is 'n burger van die hemelse ryk. Dis my identiteit, nie my seer, my hartseer, my verwerping, my skade, wat ek in die verlede gekry het, nie my verliese, my pyn. Dit selfs gebruik die Here om my nader te trek, dat ek besef, ek is 'n burger van God se koninkryk. Ek leef as iemand wat afhanklik is van die Here. Hy is my verlosser. Ek leef volgens sy waardes. Ek leef met 'n gerigtheid op God se eer. Dit is my fokus. Dis my doel. My lewe word gekenmerk deur 'n lewe wat heilig is, aan God toegewy is. Deur die liefde wat van die Here kom, wat in my hart uitstort, wat oorloop na ander mense toe, dat ek kan vergewe, dat ek vergifnis kan ontvang, kan gee. Ek het 'n verlange na Jesus se wederkoms. Dit is my so koslik, iemand wat beskryf 'n kleuterskool wat hy besoek het, en hy sien, maar oral teen die vensters is daar handjies van kindertjies wat nou vetkolletjies daar teen die vensters, en hy vra, hoekom is die venster so vuil? Hy sê nie, ons leer vir die kinders dat die Here Jesus weerkom op die wolke. Elke nou en dan as daar 'n wolkie is, dan kyk die kindertjies, wanneer kom Jesus? Iets van daardie opgewonde verwagting is in die lewe van 'n kind van die Here. Ons weet, die Here is op pad, en ons leef met 'n verwagting dat hy ons huis toe neem, om by hom te wees in heerlikheid. Ons sien uit daarna, om sy volmaakte heerlikheid te beleef. Ons leef nie met 'n vrees vir die dood nie. Ja, dalk die manier, maar nie die eindbestemming nie. Ons sien uit daarna. Laastens, kom ons by die punt uit waar ons nou die vraag vra, maar waarop fokus 'n burger van die hemel? Wat is vir jou belangrik? En dit is wanneer ons nou by vers 1 uitkom van hoofstuk 4. Daarom, my geliefde broeders, dan wie ek ook verlang, my blydskap en my kroon, Engelse woorde, pride and joy, staan so vas in die Here, geliefdes. So een ding wat ons hoor van vers 17 af in hoofstuk 3 is, die hele kwessie van voorbeeld. Ons wil leef dat mense na ons kan kyk en kan sê, dis iemand wat ek kan navolg. Dis 'n voorbeeld. Hy noem hulle geliefdes, hy noem hulle broeders, hy noem hulle mense met wie hy 'n pad stap, met wie hy in 'n verhouding staan, 'n liefdesverhouding van broederlike liefde.
En daardie broederliefde impliseer dat wanneer my broeder val, tel ek hom op, wanneer my suster swaar het, dan help ek haar dra. Wanneer daar raad nodig is, gee ek dit. Wanneer daar hoop nodig is, kan ek vanuit die woord van die Here hoop gee. Wanneer daar probleme is, bid ek vir my medegelowiges. Ons is mekaar se familie in Christus. Ons het mekaar nodig. En hoe wonderlik is die ondersteuning wat ons kry en gee. Nommer 2 praat hy oor die standvastigheid. Staan vas in die Here. My beginsels, my uitkyk vir my lewe is gegrond op die Bybel, op God se woord. Baie dinge verander. As nie belastings is nie, is dit nuwe wette en dinge wat in Suid-Afrika kwessies is. Maar 'n kind van die Here lewe beginsel vas. Die Here verander nie, en daarom verander my liefde, getrouheid aan hom nie. Ek staan vas in sy woord, want sy woord is ewig en waar. Sy woord is kragtig en lewendig en dit dring deur tot my siel. Daarom verlustig ek my in sy woord. 'n kind van die Here het 'n verwagting van die heerlikheid in die toekoms. En ons sien nou reeds iets daarvan raak. Wanneer dit reën, dan sien ons dit as 'n gawe uit die hand van die Here, wat die aarde voed. Wanneer die plantjies blom, dan sien ons dit as wonder van God se skepping. Wanneer ek iets van sy genade ervaar, verheerlik ek die Here. Dit is straaltjies van genade van die volle heerlikheid wat wag op my. En hy noem dit, jou liggaam is 'n vernederde liggaam. En dit moet uiteindelik plek maak vir 'n verheerlikte liggaam. Wat beteken dit? Ons het liggaamlike behoeftes, ons moet eet. Ons moet ons liggame versorg. Ons liggame kan siek word en seer kry. Kan sterf en tot niet gaan. Maar die Here verlos ook ons liggame. Al is dit 'n vernederde liggaam. Daarom bid ons as iemand siek is om genesing. Maar dit bly 'n vernederde liggaam wat 'n groot deel van ons lewe draai om ons liggaamlike behoeftes. En hy sê uit eendag gaan ons nie meer daardie vernedering hê nie. Ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê soos Jesus Christus. Ons verstaan nie presies hoe dit sal wees en hoe dit gaan werk nie, wat ons wel sien van Jesus se liggaam nadat hy opgestaan het uit die dood. Soms het hulle hom herken, soms nie. Soms het hy saam met hulle geëet, ander keer het hy net in hulle midde verskyn in die bovertrek terwyl hulle almal saam was. Ander keer het hy net weer verdwyn. Ons weet nie hoe dit werk nie, maar hy het 'n verheerlikte liggaam gehad en iets daarvan gaan ons ervaar wanneer die Here hierdie ruiltransaksie doen, ons vernederde aardse liggaam verruil vir 'n verheerlikte liggaam. Dit lê voor vir 'n kind van die Here. Wat 'n wonderwerk. En ons sien uit daarna. Ons het hierdie verwagting dat ons uiteindelik liggame sal hê soos ons Here Jesus Christus wat aan die regterhand van die Vader sit. En mag hierdie waarhede van God se woord ons aanspoor om getrou vir die Here te lewe. Mag ons oë hou op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof, van ons aardse pad. Mag ons getuies wees vir mense wat ons vra, nou hierdie paspoort van jou, hoe werk die ding? Dat ons vir mense kan verduidelik, wat 'n genade. Nie omdat ek 'n besondere mens is nie, maar omdat God my sy kind maak, kan ek getuig van daar is hoop, daar is 'n pad na die kruis, of deur die kruis na die hemelse heerlikheid wat wag. Die kruis is die poort, die kruis is die plek waar die Here ons vergewe het. Die kruis herinner ons daaraan om vir God te lewe. Mag hy in hierdie week ons daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U ook die kruis wat 'n plek was van hartseer, van sonde, van straf,
vir ons 'n simbool gemaak het van die evangelie, van die hoop en die verlossing in ons Here Jesus. Here, ons bid dat U ons sal vergewe dat ons so maklik lewe as vyande van die kruis wanneer ons net op onsself fokus, op ons eie selfsugtige behoeftes fokus, wanneer ons 'n plus wil sit, wanneer ons vir mense van Jesus vertel, ook ander voorwaardes wil stel wat die Bybel nie stel nie. Here, help ons om vriende van die kruis te wees, met blydskap te lewe soos Paulus hier in die tronk terwyl hy die brief skryf aan die gemeente in Filippi vir wie hy so lief is. Here, help ons om ook te waak oor mekaar, waar hy huil oor hierdie lidmate wat afdwaal. Help ons om ook oor mekaar se siele te waak en vir mekaar lief genoeg te wees om mekaar te vermaan en terug te trek en in liefde die regte pad te wys. Here, help ons om ook mekaar te bemoedig, mekaar op te tel, mekaar te verdra, met geduld te hanteer. En dankie Here Jesus vir die wonderlike toekoms wat U vir ons gereed maak. Dankie dat U vir ons so 'n kykie gee deur hierdie gordyne van wat vir ons voorlê, die wonderlike, die onbeskryflike heerlikheid wat vir ons wag, en dat ons kan uitsien na 'n toekoms by U. En help ons om daarmee ook mense te bemoedig. Ons loof U Here Jesus dat U dit alles moontlik maak, en ons bid hierdie gebed in U naam. Amen.